Verskeie wêreldleiers is in Egipte byeen vir vredesberaad nadat Israel en Hamas gijslaars en gevangenes uitruil. Owerhede loods 'n ondersoek na die ongeluk gisteraand naby Louis Trichardt waarin 42 buitelanders gesterf het. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die president van die VSA, Donald Trump, is deur die Israeliese parlement, die Knesset, toegejuig kort na die vrylating van die laaste Israeliese gijslaar wat deur Hamas op 7 Oktober 2023 ontvoer is. Altesaam 251 Israeliese burgers is ontvoer, terwyl 1200 dood is tydens die Hamas-aanval. Israel het op sy beurt 250 Palestynse gevangenes vrygelaat wat tot lewenslange tronkstraf gevonnis is. 1700 Palestyne wat na 7 Oktober deur Israel gevangene geneem is ook vrygelaat. Vir die oorskot van elke Israeliese gijslaar wat sedert die uitbreking van die oorlog dood is die oorskot van 15 Palestyne van Gaza geruil. Die eerste fase van Trump se 20-punt vredesplan tussen Gaza en Israel is voltooi. Trump het sy dankbaarheid betuig teenoor die Israeliese premier Benjamin Netanyahu. A man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. Trump se toespraak het nie sonder voorval verloop nie. 2 lede van die Knesset is verwyder nadat een uitgeskree het dat die Palestynse staat erken moet word. Die ander een het weerstaan die regering van bloedvergieting deur te weier om besetters te wees, uitgeskree. Trump het voortgegaan en Israel aangemoedig om die militêre oorwinning tot 'n blywende vrede om te keer. But now at last, not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. And as the dust settles, the smoke fades, the debris is removed, and the ashes cleaned from the air, the day that breaks on a region transformed, and a beautiful and much brighter future appears suddenly within your reach. This is now a very exciting time for Israel and for the entire Middle East. Die Israeliese premier Benjamin Netanyahu het Trump Israel se beste vriend in die Withuis ooit genoem. This is your first visit to Israel since you recognize Jerusalem as our capital and moved the embassy here. Thank you, President Trump, for that. Thank you for standing up to the lies against Israel in the United Nations. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel Prize, our highest award. Israelse oppositieleier Yair Lapid het Trump ook geloof vir sy bydrae om die oorlog te beëindig. Israel's future is intertwined with our eternal alliance, our strategic and moral covenant with our greatest friends, the United States of America. This war is over. We will always need to stay vigilant, to guard against those who seek our destruction. Trump is daarna na Egipte, waar hy die Gaza vredesberaad saam met 20 ander wêreldleiers sal bywoon om die ooreenkoms te finaliseer. As deel van fase 1 van die Gaza vredesplan is Israeliese gijslaars en Palestynse gevangenes vrygelaat. Vreugdestonele het hulle afgespeel toe bykans 2000 Palestyne en 20 Israeliese burgers herenig is met hulle geliefdes. Met die hulp van die Rooi Kruis en die Israeliese weermag is die gijslaars huis toegebring. Geliefdes se vreugde kon nie met woorde uitgedruk word nie.
Nadat die Israeliese gijslaars bevry is, het Israel 250 Palestynë bevry wat langtermyn tronkstraf uitgedien het. Hy het ook 1700 mense vrygelaat wat in Gaza aangekeer is sedert die begin van die oorlog. Volgens die Verenigde Nasies het Israel sommige van die mense doelbewus laat verdwyn sonder verklaring. Duisende mense die gevangenes verwelkom, soveel dat die Rooikruisbusse gesukkel het om te beweeg. Sommige bevrydes se emosies het te veel geword. 'n kleuter is aangegee om begroet te word deur 'n pas bevryde familielid. Israel het 154 Palestynse gevangenes gedeporteer na Egipte. Intussen betreur Israel die feit dat die lyke van slegs 4 van die sowat 28 afgestorwe gijslaars deur Hamas oorhandig is. As deel van die eerste fase ooreenkoms moet alle afgestorwe gijslaars ook oorhandig word. Madagaskar se president Andry Rajoelina het uit die land gevlug na wydverspreide betogings teen sy regering. Rajoelina het die steun van 'n sleutel militêre eenheid verloor wat ook deel geword het van die betogings teen korrupsie en armoede en daarop aangedring het dat die president moet bedank. Rajoelina is in 2009 op 35-jarige ouderdom as president aangewys na weke van politieke onrus waarin minstens 135 mense dood is en die ekonomie vernietig is. Die Verenigde Nasies sê dat hulle ontwikkelinge in Madagaskar dophou en doen 'n beroep op alle belanghebbende groepe in die land om 'n vreedsame oplossing vir die huidige situasie te vind. Net hierna meer oor die busongeluk in Limpopo waarin 42 mense gesterf het en klasse by Vrystaat Universiteit opgeskort weens betoging. Ons is nou weer terug. Welkom terug. Owerhede in Limpopo ondersoek die busongeluk op die N1 buite Louis-Trichardt waarin 42 mense dood en minstens 45 beseer is. Voorlopige inligting dui daarop dat die bestuurder van die bus beheer oor die voertuig verloor het, waarna die bus by die wal van 'n styl opdraande afgestort en op sy dak beland het. Die bus was van Gqeberha in die Oos-Kaap na Zimbabwe en Malawi onderweg. Die premier van Limpopo, Dr. Poppy Ramathuba, het die ongelukstoneel besoek en met die ondersoekspan vergader. Sy meen dat moegheid die oorsaak van die ongeluk kon wees. They've already started with the work of investigating and they've reassured us that within the next 48 hours they will be giving us preliminary report. The fact that the bus was traveling from PE up towards Harare and in this area, if you calculate how many kilometers from Port Elizabeth to where we are now, you can't rule out a fatigue. Die bus, wat 69 sitplekke het, het 91 passasiers, insluitend die bestuurder, vervoer. Ramathuba wil weet hoe die oorlaaide bus by verskeie weegbrûe deurgelaat is. We do have our weighbridge stations since from that side up until where we are. We do have traffic officers who were on duty. So for each station, the Minister of Transport is coming here. We will have to together understand who was on duty for each station when this bus passed. Why was it not stopped? If it was stopped, why did you allow it to pass? Altesaam 26 persone is in verskeie hospitale vir behandeling opgeneem, terwyl die ander reeds ontslaan is. I don't know. I don't want to lie. I don't know what is still happening. What happened there, I don't know. Because I just still remember the time they just taking me out from the bus and just taking me to the ambulance. I don't know, maybe they lose the direction. You see, and maybe it was the thing, I think 4 or 5 guys from behind, and we talk, and we wanted to say, why you move like that? Die uitkenningsproses van die oorledenes sal na verwagting Woensdag begin.
'n taxi-vredesambassadeurprogram is by die Bellville taxi-staanplek in Kaapstad van stapel gestuur om taxi-geweld hok te slaan wat ernstige probleme veroorsaak vir pendelaars in die Wes-Kaap. Die taxi-vereniging Santaco in die provinsie het die inisiatief geloods. In onlangse taxi-geweld is minstens 8 mense doodgeskiet met sommige taxi-roetes wat vir 'n maand gesluit is en wat groot ongerief vir pendelaars veroorsaak. Taxi-geweld in die Wes-Kaap woed al vir 'n paar dekades. 'n Bron van konflik is mededingende taxi-verenigings wat aangewese roetes onregmatig gebruik. 'n Vredesberaad is in Augustus gehou om kwessies in die bedryf aan te spreek. Someone who understands the taxi industry, someone who understands the politics of the industry, and someone who understands what are those things that sometimes lead to the violence that we often see in the industry. 16 vredesambassadeurs wat verteenwoordigend is van al 8 Santaco-streke in die provinsie is tydens die seremonie aangewys. Hulle gaan opgelei word om proaktief te wees om konflik op te los voor dit in geweld ontaard. Hulle slagspreuk is: as jy iets hoor, praat. For me, it's an honor and a privilege to be part of this initiative in the industry. It is indeed long overdue, and we are looking forward to, with all the other regions in our industry in the province, to take hands and create a safe environment. As commuters is our main priority here for their safety. So if there isn't peace, the commuters isn't safe. So we will be doing interactions with the community, with the drivers, the owners. I mean, we have to start somewhere. These initiatives of Santaco, although it may seem small or just the beginning, but for creating a peaceful environment, we need to start somewhere and hold some people accountable. Verskeie taxi-roetes in Kaapstad wat sedert 17 September vir 30 dae gesluit is, weens voortslepende geweld tussen die mededingende Kata en Kodeta taxi-verenigings, sal na verwagting die week heropen. Alle akademiese bedrywighede by die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein is gestaak te midde van studente se voortslepende protesaksie oor 'n nuwe registrasiestelsel. Die studente het gisteraand opgeruk en alle toegang tot die kampus versper. Van hulle het later ook by die Bloemfonteinse Landdroshof vergader om 6 studente te ondersteun wat op aanklagte van kwaadwillige saakbeskadiging verskyn het. Die 6 studente tussen 19 en 24 jaar oud is in hegtenis geneem nadat hulle een van die universiteit se waghuise met 'n selfgemaakte petrolbom bestook het. Die Bloemfonteinse Landdroshof het hulle later vrygelaat op borgtog. Studente het egter die aanklagte ontken en gesê daar is geen skade aan enige eiendom nie. They must allow you access to the institution and show you that this is what they damaged. It's not there. Therefore, they will be acquitted. Die vernaamste rede vir die protesoptrede is die universiteit se besluit om studente nie meer toe te laat om voorlopig te registreer as hulle studiegeld agterstallig is nie, wat talle studente se enigste manier is om toegang tot hoër onderrig te verkry. Volgens die studente is die afskaffing van voorlopige registrasie nie net 'n administratiewe verandering nie, maar 'n reuse hindernis tot opvoedkundige geleenthede. We are rejecting those points that were given to the student decimally because now those points are not in favor of students. It is scientifically impossible for a student to owe less than 30,000 because there are students who are appealing, there are students who do not have NSFAS. Studente het ook die universiteit se Visie 130 projek om homself te herposisioneer vir 2034 wanneer die universiteit 130 jaar oud sal wees, gekritiseer. Hulle beskryf dit as 'n instrument om benadeelde studente uit te sluit. All you want is 3 things: to bring back provincial registration, Kloppers must go back to Stellenbosch, and we also want the cancellation of Vision 130. What does Vision 130 do? It simply says if you are a student from Zitikeng Secondary School, a student from Botshabelo, a student from Gingindlovu High School, you are not allowed in UFS. So they only want to prioritize your Curo, your Grey College. We don't want that to happen here. Cannot register without provisional registration, and that means our future here is uncertain. They cannot continue without us, so we had to shut it down. Intussen het die universiteitsstudente met historiese skuld opsies gegee om vanaf volgende jaar te registreer. Diegene met NSFAS-befondsing sal gratis kan registreer, ongeag historiese skuld, terwyl studente ook kan registreer indien hulle uitstaande skuld nie meer as R30,000 beloop nie.
Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, het ontken dat hy betrokke was in die ontbinding van die taakspan wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek het. Hy het ook beweringe weerlê dat hy bevriend is met die omstrede sakemanne Brown Mogotsi en Vusimuzi Kat Matlala. Sibiya het voor die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek verskyn. Sibiya het aan die ad hoc komitee gesê dat Brown Mogotsi 'n kennis was wat inligting aan hom verskaf het oor die polisie se misdaadintelligensie. Hy sê hy het ook in kontak met Kat Matlala gekom nadat hy 'n klagte ingedien het oor 'n kontrak wat hy by die SAPD gehad het. Intussen het Sibiya ook getuig dat sy verhouding met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, versier het na 'n operasie wat gelei het tot die inhegtenisnemings van die vermeende moordenaars van die kletsrymer Keenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Tibbs Motsoane. Call the PC with all the confidence that I had because I knew we had the relationship, me and him. And then when he responded, he was fuming, he was very angry. And he said, la, General, you are not going to phone my province and order my people around. And I said, whoa, General, we are not fighting. Nobody's fighting, please, let's not go there. He says, you call my people here and you tell them that the minister they must come to head office and I don't know about that thing. Sibiya sê hy word verplig om voor die ad hoc komitee te getuig. I'm advised that I will proceed, I'm proceeding, but I must note or indicate rather that I do so under protest, Chair, in case at the ultimate end, because I will be participating in a process that I believe could be tainted. Sibiya het in sy getuienis ook daarna verwys dat die parlementslid van die MK-party, David Skosana, 'n moontlike konflik van belange het. Skosana het 'n strafregtelike klag teen Sibiya by die polisie gelê. Die DA-LP, Lisa Schikkerling, het haarself van die komitee onttrek omdat sy ook 'n klag teen Sibiya gelê het. En nou vir die markaanwysers soos om 8 uur vanaand. Bafana hoop om die spook van 2012 te verdryf wanneer hy môre aand in die Mbombela stadion in Mpumalanga teen Rwanda te staan kom. Want 'n sege in die FIFA kwalifiserende wedstryd verseker nie noodwendig dat hy vir die Wêreldbeker toernooi kwalifiseer nie. In 2012 het die Suid-Afrikaners voortydig fees gevier na hy 'n AFCON kwalifiserende wedstryd teen Sierra Leone in 2012 gewen het. Maar Bafana se kans om vir die 2026 FIFA Wêreldbeker te kwalifiseer hang ook af van wat in die wedstryd tussen Benin en Nigerië gebeur. Tydens die 2012 Afrika Nasies beker kwalifiseerder het die Bafana spelers fees gevier na hulle gelykop teen Sierra Leone gespeel het en gedink dit was genoeg om te kwalifiseer. 'n Doeleverskil het hulle egter gepootjie. Maybe now it's time to right our wrongs from so many years ago, because people still mention that, and that is something that sits with Bafana for, will probably be there forever. So hopefully tomorrow we can rewrite the script, and like I said, I believe in fairy tales. Tomorrow we go again, calculators will be out at Mbombela, so hopefully things can go in our favor now. Nou met die FIFA Wêreldbeker kwalifisering is Bafana se lot weer nie in sy eie hande nie. Benin is bo aan die punteleer in groep C en hoop om vir die eerste keer vir 'n Wêreldbeker te kwalifiseer. Benin speel terselfdertyd as Bafana in 'n moeilike wegwedstryd teen Nigerië. 'n Wen vir Suid-Afrika teen Rwanda en indien Benin verloor teen Nigerië, bied aan Bafana 'n buitekans om te kwalifiseer. This is something we have to avoid, and
We have to try that after the game we did everything and we did everything right, that we win the game. And then if the odds are against us, we will not be qualified. Die wedstryd skop 6:00 môremiddag af en word regstreeks op SABC3 uitgesaai. Dis dan al vir vanaand vanaf die Afrikaanse redaksie. Ons groet jou tot môre aand. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aan betref, bewolkte toestande kom voor oor die grootste dele van die land, met enkele buie wat voorkom van Mpumalanga, KwaZulu-Natal, streek tot in die Oos-Kaap tot in die Wes-Kaap. 60% van reën kan ook verwag word in die binneland en in die aangrensende binneland van die Oos-Kaap. Kom ons kyk na môre. Mooi weer kan verwag word in die sentrale dele van die land met lig tot matige wind in die binneland, asook 'n fris wind tot sterk wind wat kuslangs kan verwag word. Enkele buie kom ook voor van Limpopo, streek oor Mpumalanga, KwaZulu-Natal, in die Oos-Kaap, asook in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk na ons waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir môre. Is daar weerwak uitgereik en dit kan veelbrande veroorsaak. Dit kom grootliks voor in die Vrystaat, die Noord-Kaap en in Limpopo, so wees asseblief versigtig. Ons minimum en maksimum temperature in Gauteng, 'n warme dag kom voor. Temperatuur in die hoë 20s en die laat 30s. Pretoria het 'n minimum van 17 met 'n maks van 31. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n warme dag kom voor asook enkele buie. Bella se minimum daar is 19 met 'n maks van 35. Messina se maksimum is 36 grade. In Mpumalanga 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 37 grade in Skukuza. Sekunda se minimum is 15 met 'n maks van 29. Enkele buie kan ook verwag word in hierdie provinsie. In KwaZulu-Natal enkele buie, anders het warm. Temperatuur in die 30s kan verwag word. Richards Bay se minimum is 18 met 'n maks van 39. In die Oos-Kaap enkele buie kom voor tot verspreide buie. Gqeberha se minimum daar is 16 met 'n maks van 19 eerder. Oos-London se minimum is 17 met 'n maks van 24. Graafrenet se maksimum 26. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande. Dit is ook koel tot warm. Beaufort se minimum daar is 17 met 'n maks van 24. Dan beweeg ons terug na die binneland, Noord-Kaap, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Kuruman se maksimum daar is 33 grade. Appington se minimum is 17 met 'n maks van 28. De Aar se maksimum is 29. Dan terug na die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor, asook enkele buie wat verwag kan word op Wepener. Welkom se minimum is 17 met 'n maks van 33. Vicksburg se maksimum is 28 grade. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom voor, temperatuur in die laat 30s. Rustenburg se maksimum is 34 grade. Wolmaranstad het 'n minimum van 16 met 'n maks van 32. Vryburg se minimum daar is 15 en 'n maks van 34. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.